Goeiemôre gemeente. Baie welkom by so 'n unieke dag, unieke geleentheid en 'n unieke tyd. 'n Unieke geleentheid vanmôre om die Here se woord op so 'n unieke manier vanmôre met u te kan deel. Maar 'n unieke tyd, 'n tyd wat 'n krisis in die wêreld belewe word, 'n tyd waar ons in afsondering is, soos hulle nou sê in lockdown. En daarom is my voorreg vanmôre om op hierdie manier dan die Here se woord aan u te bring. Ek wil graag u nooi om die Here se woord oop te maak, daar waar u is op die sitbank of daar waar u is waar u of voor die televisie of voor die rekenaar sit, en ek wil graag lees uit Filippense die 2de hoofstuk. Paulus skryf: "As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees is, as daar enige tederheid en ontferming is, maak my blydskap volkome." Hy sê deur eensgesind te wees, een van sin. Hy sê moenie iets doen uit selfsug of uit hulle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook elkeen na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Christus was. Hy wat in die gestalte van God was. Dit geen roof geag om 'n God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. En die gedaante gevind as 'n mens het homself verneder tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En kyk nou hoe kosbaar, daarom het God hom uitermate verhoog en vir hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in hemel op aarde is en elke tong sou bely dat Jesus die Here is. U wonder dalk waarom lees ons hierdie gedeelte vanmôre. Maar broer en suster, ons bevind ons vanmôre in lydingstyd. Nou weet ek, binne ons unieke kerktradisie word dit dikwels slegs gefokus op Paasvrydag en op natuurlik Paasondag, of Goeie Vrydag en natuurlik Paasondag. Maar in die middel van die 4de eeu het die Oosterse kerk en later die Westerse kerk oorgeneem, het hulle 46 dae voor Paasondag het hulle saam met die Here die lydingspad begin loop. Die lydingspad wat Jesus geloop het op pad na Golgotha. Dit het begin die Woensdag, wanneer hulle die Aswoensdag het daar, dan was dit 'n geleentheid om weer om nie na te dink of so 'n bietjie te dink oor jou eie sonde, daai goed wat tussen jou en die Here kom staan. En dan vir die 6 Sondag, uiteindelik tot die laaste Sondag, die 7de Sondag, Paasondag, het hulle dan die pad saam met die Here gestap, die pad van lyding wat hy deurgemaak het. In daardie tyd het die kerk uniek, was daar 'n klompie fokusse gewees. Een van daardie fokusse was dat dit was 'n tyd van afsondering. Dit was 'n tyd waar hulle gevas het, waar hulle gaan bietjie kom nadink het. Maar waaroor het hulle nagedink? Hulle het kom nadink oor dit wat Jesus vir hulle gedoen het. En dit was 'n tyd van waar daar so 'n bietjie reggemaak is. Jy weet, wanneer ons nagmaal die dood van die Here herdenk, dan is dit 'n tyd van bietjie om so 'n bietjie te introspeksie te kom doen, waar ons kom bietjie nadink oor ons lewe, ons so 'n bietjie nakom dink, is daar nie dalk iets tussen my en die Here, en dan wanneer ons uiteindelik die nagmaal gebruik, dan dink ek aan daai pragtige lied van Here vergewe my. En in die voorbereiding tot eintlik Paasondag was dit deel van voorbereiding tot die 40 dae daarna, natuurlik die hemelvaart, en 10 dae daarna natuurlik die uitstorting van die Heilige Gees. Twee unieke daggedagtes. In lydingstyd dink ons na oor wat Jesus vir ons kom doen het. Maar ons dink nie net na aan wat Jesus vir ons kom doen het nie. Ons kom weer na om te sê, maar wat beteken dit om Christen te wees? Want lydingstyd wil vir ons kom sê dat om Christen te wees, beteken om Christus te ken as jou Here en jou Verlosser. Dit beteken om te vertrou in daardie afgehandelde werk van Jesus aan die kruis. Om met geloof sekerheid te kan leef, dat ek weet dat ek aan hom behoort en dat ek sy kind is. Nou, 'n unieke observasie. Dink 'n bietjie vir 'n oomblik. Ons is in hierdie 7 weke
op pad na Paasondag. En in hierdie tyd beleef nie net die wêreld nie, beleef ons land 'n krisis. Hierdie krisis beleef ons in lydingstyd en daarom wil ek die tema van my boodskap vanmôre maak 'n krisis in lydingstyd. En daarom, broer en suster, is dit vanmôre vir my so belangrik dat ons 'n paar belangrike observasies wil maak dat ons as ons nou oor hierdie krisis in lydingstyd kom praat. Ek dink die eerste en belangrikste ding wat ons vanmôre vir mekaar wil kom sê is dat as daar een ding is vanmôre wat hierdie krisis vir ons wil weer opnuut kom aan ons kom vasmaak, en dit is hierdie waarheid, is dat, luister nou mooi, die kerk is nie 'n gebou nie. Die kerk is nie 'n gebou nie. En in die tweede plek, tweede belangrike waarheid, is dat die kerk, luister mooi, kan op enige plek plaasvind. Ek lees graag vir 1 Korintiërs 6 vers 16 wat sê, ons is die tempel van die lewende God. En in 1 Korintiërs 3 vers 16 skryf Paulus, weet julle nie dat julle die gebou van God is en dat die Gees in julle woon nie. Jy weet, broer en suster, luister nou, as die enigste ding wat ons vanmôre mekaar verbind het, of verbind, 'n gebou is, of 'n denominasie is, dan is ons vanmôre in diep moeilikheid. Want Christendom gaan nie oor net dit wat op 'n Sondag gebeur nie. Met ander woorde, natuurlik, die vroeë Christelike kerk het op die Sondagmôre by mekaar gekom, natuurlik mekaar gegroet, daardie eerste dag van die week met hierdie woorde, hulle het na mekaar toe gedraai en die een het die ander gegroet, die Here het opgestaan en dan die ander persoon gesê, ja, waarlik het opgestaan. Dit was 'n belangrike by mekaar kom, die Bybel sê hulle het brood gebreek, van huis tot huis. Natuurlik sien ons ook dat dit in huise by mekaar gekom, omdat 'n huis op daardie stadium klein groepies kon hanteer. Maar wat belangrik was, broer en suster, is dat die vroeë Christene, wanneer hulle so by mekaar gekom het, was dit nie die enigste tyd wat hulle by mekaar gekom het nie. Vaar is dat ons so maklik net Sondag Christene is. Ons hele dien van die Here bestaan het daardie erediens op 'n Sondag. En nou kan ons nie so by mekaar kom nie. En daarom is dit belangrik vanmôre om net hierdie waarheid te besef. Die kerk is nie 'n gebou nie. En die kerk kan enige plek plaasvind. Daarom sê Jesus, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Maar die derde belangrike observasie wat ek wil maak vanmôre is dat ons is vanmôre familie. Ons is vanmôre familie en dit wat ons aan mekaar verbind vanmôre is nie die feit dat ons, met ander woorde, dit is nie dat ons bloedfamilie is nie. Maar ons word vanmôre mekaar verbind omdat ons vanmôre voel ek behoort. Ons is aan mekaar verbind deur Jesus Christus en die Heilige Gees, en daarom is 'n familie 'n plek waar ek voel ek word aanvaar en ek behoort. Daar is 'n koneksie. Jy weet mos, ek sê dit baie kere wanneer as ek iemand ontmoet, dis maar net hoe dit met my is. En ek kan 2 minute met daai persoon praat. Dan kan ek voel ek maar hier's 'n koneksie. Ek connect met hierdie mens. Partykeer is daai koneksie nie daar nie. En dis nie omdat daai persoon uit iets verkeerd gedoen het nie. Dis net nie daar's 'n koneksie nie. Wat vanmôre belangrik is dat ons sal weet dat ons het 'n koneksie met mekaar. En juis in hierdie tyd, in hierdie onsekere tyd, jy weet, krisisse. Daar's 2 dinge van 'n krisis belangrik. Hulle sê 'n krisis is 'n geleentheid of 'n gevaar. En in 'n krisistyd is daar 'n aanslag wat gemaak word op mense se funksionering. Met ander woorde, my vermoë om dit wat gebeur te kan hanteer. Baie kere is die krisis van so groot aard of so impak dat ek dit nie kan hanteer nie, dan sê ons dan beland mense in 'n krisis. Met ander woorde, hulle funksioneer nie.
Dit is vanmôre vir my belangrik dat ons sal weet dat in hierdie krisistyd ek is nie alleen nie. Ek het 'n geloofsgees koneksie met my boeties en my sissies. Ek wil gou vir julle 'n paar gedeeltetjies lees net uit die Here se woord. Efesiërs 2 vers 19 skryf Paulus en hy praat van ons as die huisgesin van God. In 2 Timoteus 3 vers 15 skryf hy hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. Maar nou hierdie kosbare versie 2 Korintiërs 6 vers 18. Hy sê ek sal oor julle hy sê ek sal vir julle 'n vader wees en julle vir my seuns en dogters. Dat as ek 'n gemeenskaplike pa het met u, beteken ek en u is boeties en sissies. Daar's 'n koneksie. En daarom wil ek weet en wil hê jy moet weet vanmôre dat u nie alleen is nie. Paulus skryf op 'n stadium vir die Korinte gemeente en vir die gemeente in Rome. Hy sê dat ek nie fisies by julle kon wees nie, maar dat ek by julle kan wees in die gees. Met ander woorde, hy praat van geeskonneksie. En my gebed is dat ons as gemeente in hierdie tyd 'n besondere geeskonneksie sal beleef. Ja, ons ook met mekaar gaan connect en kan kontak maak op hierdie wonderlike middels wat ons vandag het op YouTube en op Facebook en op Twitter en Instagram en WhatsApp en noem al hierdie platforms. Oulike dingetjies wat gebeur met ek dink aan Willie hulle met hulle Bybelstudiegroepie of hulle Bybelvasvra, hulle Bybelvasvra groepie. Die feit dat ons vanmôre boodskap vir u kan plaas op YouTube en u daar te kan gaan kyk. Ons met mekaar kan WhatsApp of SMS, ons met mekaar kontak kan hou. En in hierdie tyd soveel te meer dat ons sal weet ek is nie alleen in hierdie ding nie. Maar die vierde gedagte. As ons nou dink aan die krisis vanmôre. Ek weet baie keer wonder ons soms, maar Here, waarom gebeur hierdie dinge? Ons vra die vraag, die hoekom en die waarom vraag is deel van die mens word tog Homo sapiens genoem, thinking man. Ons is nog denkende mense. En ek dink die groot gevaar is en sekerlik baie mense kan allerlei redes gee, allerlei waarom hierdie besondere virus nou oor die wêreld kom, maar onthou, daar word gesê elke 100 jaar die laaste 3 pandemies wat die wêreld getref het. Maar ek dink vir my belangrik vanmôre is nie om te probeer om ons lewe op die platform. Weet as jy in Johannesburgstasie ingery kom met 'n trein, staan ons daar op die platform. Maar daarbo is daar 'n signalekamer. Daar word die treine beheer wat in en uit gaan. God is in die signalekamer. Ons kan nie altyd weet presies wat in die gedagtes van die Here aangaan. Waarom altyd of goed gebeur nie. Dat ons kan glo dat daar 'n doel is wat God agter die skerms werk, verseker. Maar dit is nie waaroor ek vanmôre wil met u praat nie. Vir my is die belangrikste vanmôre, hoor nou mooi, wat gebeur in jou en my? Wat gaan in jou en my lewe aan? En partykeer is hierdie dinge wat gebeur vir ons bietjie van 'n ontbloot ons bietjie. Weet, een ding wat 'n krisis doen, 'n krisis kom wys wat in jou hart gaan. En ek glo vanmôre dat die Here vir ons 'n geleentheid bied om ook bietjie met my en met jou te werk. So 'n bietjie by jou en by my uit te kom is, dis soos die Here op 'n stadium vir koning Josafat gesê het, ek wil hê jy moet 'n bietjie eenkant gaan, ek wil jou alleen sien. Is dit nie mooi gesê nie? Ek wil jou alleen sien. Sjoe, dan dink ek vanmôre wil die Here my alleen sien. Wat gaan in my lewe aan vanmôre? Die Here wil daar kom kyk. Is daar nie iets in my lewe wat tussen my en hom is nie? Ietsie wat tussen my en hom gekom het nie. En dat hy vanmôre wil hê dat ek en hy 'n bietjie tyd met mekaar spandeer. Natuurlik ook 'n geleentheid om tyd te spandeer met die mense van ons huis en die mense met wie ons lewensdeel. Jy weet, ons is so besig soos ek nou gesê het, wat vat ons lewe op? Wat consume our lives? En partykeer is hierdie is 'n geleentheid om bietjie te sê, maar kom ons kom terug na dit wat belangrik is. Maar die laaste gedagte vanmôre. Weet ons lees in hierdie teks in Filippense, vir my so mooi is, hy sê moenie iets doen uit selfsug of
eersoekerigheid nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Ek wil tog vanmôre 'n bietjie bely. Toe hierdie krisis kom en hulle sê ons gaan nou gelockdown word, toe is ek dadelik so half bietjie nie gemaklik nie. Ek is nie 'n ou wat gelockdown word nie. Ek is 'n free spirit. En dadelik dink ek aan myself. En ek dink aan alles wat ek moet voorberei. En ek dink aan alles wat ek moet doen. En ek dink aan my kos wat ek moet koop en hoe ek hierdie 21 dae gaan omkry. En dis gaan dalk nog langer as 21 dae word. En die Here kom so saggies en die Here praat in my hart en hy sê vir my, weet jy Gerard, jy is vanmôre so besig om aan jouself te dink. Maar dink 'n bietjie aan hulle vanmôre wat in 'n baie moeiliker situasie as jy is. Dink aan hulle vanmôre wat dit nie so dalk nie so maklik het dalk soos jy nie. En toe begin ek besef en ek sê, Here, wys vir my waar ek 'n verskil kan maak. Waar ek vir iemand ietsie kan beteken, op watter manier ook al. Om so 'n bietjie weg te leef van myself af. Want jy weet broer en suster, ons kan so maklik geabsorbeer, geabsorb word met myself. Jy weet mos daai me and myself and I. Dit vat ons so 'n bietjie weg van onsself af vanmôre. En dit laat ons besef, Here, jy sê ons moet mekaar mense wees. En as nie kosbaar is, hy dra mekaar se laste, bid vir mekaar, vergewe mekaar. Ons het sulke individualistiese mense geword. Sulke selfgeabsorbeerde mense geword. God wil hê ons moet vanmôre 'n bietjie wegkyk van my af. Ja, ek moet na myself kyk en 'n bietjie introspeksie, maar dan ook wegkyk van myself af. Om ander raak te sien. Vir hulle raak te sien vanmôre wat dink aan hierdie massa mense wat sterf sonder Here, sonder Jesus. Dat ons vanmôre sal kom bid vir ons land. Bid vir die redding van mense, bid vir die redding van siele. Bid vir hulle wat nie die Here ken nie. Iemand het eendag gesê, as jy alleen op pad is hemel toe en jy tevrede daarmee is jy dalk nie op pad soontoe nie. Broer en suster, ek wil afsluit. Ons verstaan nie regtig waarom hierdie pandemie oor die wêreld kom, dat dit 'n massiewe ontwrigting veroorsaak, dit 'n krisis bring rondom besighede, finansies, en baie ander opsigte 'n krisis bring van hoe ons normaal funksioneer elke dag. Skielik word ons uitgedaag om binne hierdie unieke nuwe situasie te funksioneer. En vanmôre is vir my net hierdie belangrike ding. 'n Krisis in Paastyd. Moenie dat ons geabsorbeer word deur dit wat hier om ons gebeur nie. Ons kom vanmôre en sê, Here, ons lewe nie met ons kop in die sand nie. Ons is nie onbewus van die dinge wat om ons gebeur nie, maar ons kom vanmôre op net om te sê, Here, sonder onsself bietjie af. As jy kan selfs 'n bietjie om tyd te spandeer in vas en gebed. Vir ons se tyd in hierdie lydingstyd om te fokus op Jesus se dood en Jesus se kruis. 'n Tyd vir ons in hierdie Paasfees om weer te sê, Here, wat is daar wat tussen U en my staan, maar dan in die krisis van Paastyd of die krisis van lydingstyd om te sê, ons was nog nooit 'n gebou nie. Ons bestaan nie omdat daar 'n gebou is nie. Ons is die Here se kerk. Ek en U. En ons kan enige plek kerk wees. Ons kom vanmôre besef, ons is met mekaar connect, verbind. Ons is familie. Ek is my boetie, is my sussie in Jesus. En ek is lief vir jou en jy is lief vir my en ons bid vir mekaar. Of is dit regtig waar? 'n Tydjie wat die Here ons bietjie alleen kom sien. Want ons praat nou van social distancing of sosiale isolasie om bietjie eenkant te kom. Jesus het gereeld eenkant gegaan. Beteken nou nie iets wat jy nou al die tyd doen nie, maar daai tydjie alleen, wat die Here jou alleen wil sien. Bietjie, want wat gaan, ja, ons wonder wat gaan hier aan, maar wat gaan hier aan? En die laaste plek van môre, dan besef ons, Here, vergewe ons as ons soms so self geabsorbeer is. Ons kom vanmôre om net onsself aan U toe te wy en te vra, Here, wat is die nood in ons wêreld?
gebruik my. John Michael Talbot, een van my gunsteling gospelsangers, as ek nou reg onthou, of Michael Card, ek kan nou onthou een van die twee, het 'n pragtige liedjie gesing. Hy het gesing, Christ, there's nobody now but yours. Hy sê, God het nie meer voete op aarde nie, behalwe joune. Hy sê, God het nie meer oë, Jesus is nie meer hier, Jesus se oë. Hy sê, ek en jy is nou die oë wat deur die Here kyk na hierdie wêreld en na sy nood. En wanneer die Here deur ons oë na hierdie wêreld kyk, wat sien die Here? En dit moet in my en jou iets opwek, stuur, sodat ons sê, Here, help ons om sout en lig vir die wêreld te wees. Mag die Here u in hierdie tyd, u gesinne, u families ryklik seën en mag u beleef dat sy genade vir u groot is. Mag u 'n wonderlike Sondag beleef, opstandingsdag beleef en mag ons vanmôre waarlik besef in lydingstyd, terwyl ons 'n krisis beleef, dat ons weer net bietjie laat nadink. Maar waaroor gaan dit uiteindelik alles? Die Here seën u en u mag u 'n wonderlike dag hê. Amen.